Goeiemôre almal, dit is donderdag die 5de Junie, jaar 2025, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. En my naam is Sonja Gerber. Vandag gaan ons bietjie gesels oor God wat sien, El Roi. Die God wat ons dien is die God wat sien. Hy sien 'n slawevrou en haar kind raak wat verworpe in die wildernis loop. Hy sien sy volk raak wat in 'n vreemde land verdruk word. Dan sê hy, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien. Ek het hulle hoor roep, ja, ek het hulle lyding ter harte geneem, daarom het ek afgekom om hulle te bevry. Hy sien ook raak wat ons doen. Daar's niks vir God verborge nie, want hy is alomteenwoordig, en daar in Openbaring dink ek sê hy dat sy oë deursoek die wêreld. Halleluja. Ons eerste gedeelte is Genesis 16 vers 13 en 14, en dit is toe Hagar daar in die woestyn is. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het, U is 'n God wat sien. Want sy het gesê, ek het hier ook gesien na hom wat my sien. Daarom noem hulle die put van Lagai Roi. Dit lê daar tussen Kades en Beret. Die volgende gedeelte is in Genesis 31 vers 11 tot 13 en dan vers 42. En die engel van God sê vir my in 'n droom, Jakob, en ek antwoord, hier is ek. En hy sê, slaan tog jou oë op en kyk, al die bokramme wat kleinvee dek is gestreep, gestippel en bont, want ek het alles gesien wat Laban jou aandoen. Ek is die God wat van Betel, waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan my 'n gelofte gedoen het. Maak dan jou nou klaar, trek weg uit hierdie land en gaan terug na jou geboorteland toe. As die God van my vader, die God van Abraham en die vrees van Isak nie aan my kant was nie, ja, dan sou U my met leë hande weggestuur het. God het my ellende en my moeitevolle arbeid van my hande aangesien en verlede nag geoordeel. Halleluja. Sien, God kom en oordeel ook tussen mense wanneer hulle onregverdig is teenoor 'n ander. Eksodus 2 vers 23 tot 25. En in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe en die kinders van Israel het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny en hulle geroep om hulp oor hulle slawerny het tot God opgeklim. En God het hulle gekerm gehoor en God het gedink aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob en God het vir die kinders van Israel aangesien en God het hulle geken. Dan Eksodus 3 verse 7 tot 10. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is en ek het hulle jammerige klagte oor hulle drywers gehoor. Ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en wye land, 'n land wat oorloop van melk en van honing, na die woonplek van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Ferisiete, Jewiete en die Jebusiete. En nou kyk, die jammerklagtes van die kinders van Israel het tot my gekom. Ook het ek die verdrukke gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte uit. Dan Job 34 verse 25 tot 28. So ken hy dan hulle werk en werp hulle omver in die nag, sodat hulle verbrysel word. Hy straf hulle soos goddeloses op die plek waar almal dit sien, omdat hulle van hom afgewyk het en opgeneem was van sy weg van sy weë afgegee het, om die geroep van die arme na hom te laat kom, en dat hy die geroep van die ellendiges sou hoor. Sien die Here, daar's niks wat by hom verbygaan nie, halleluja. Matteus 6 vers 2 tot 4. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinstes in die sinagoges en op die strate nie. Doen nie. Hulle soek die eer van die mense. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, as jy die liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees en jou Vader wat in die verborgene sien jou in die openbaar vergelde. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, El Roi vanoggend, Here, U sien. Daar's niks wat by U verbygaan nie. U sien alles, U weet alles. U weet wat gebeur met U kinders.
En Here, dan kom U en U kom red ons uit ons omstandighede. En ons wil net vanoggend vir U sê dankie. Dankie dat U die God is wat sien en wat weet wat aangaan. En ons wil U net loof en prys en eer. Seën ieder en elkeen in hierdie dag is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.